vreemd klink, maar die aanpas, die liedse noot kan jy aanpas om by jou stem te pas. As worship leader het ek daai ingesteldheid vir jare gehad, dat ek sing nie noodwendig net wat my stem pas nie, ek kyk wat is daai median, wat is daai een waar die ouens met die laer stem, voel hom nie asof hy hum nie. Die ouens met die hoog stem, voel ook nie asof hulle nie kan saam sing nie. So jy kry, met 'n gehoor, kry jy daai median noot, wat lekker werk. Jy hoor huidiglik 'n C. Ons doen met 'n C-pad, dis van daai goed wat Hanko aansit, as ons 'n song in C doen, vir al die worship goed, dan is daai lekker background, wat net so bietjie die stemme dra. Ek wil gou vir jou iets illustreer. So die noot bepaal hoe hoog of hoe laag dit is. Ek wil gou vir jou iets wys. Ek kan byvoorbeeld 'n ou klassiek soos hierdie op daai noot sing. Oh Lord my God, when I in awesome wonder. Werk nie lekker nie. Ja. Gaan nie lekker werk nie. C werk nie. Gaan gou na G toe. So fade hom uit, gaan nie na 'n G-noot toe. Die C werk net glad nie vir Oh Lord my God, when I in awesome wonder. Die toonleer sal nou wees C, enetjie op, D, op, E, nog 'n noot op F, G. Okay, daai klink beter. Oh Lord my God. Hoor jy oor? When I in awesome wonder. Hulle ken die ou sang. Consider all the things thy hands have made. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Die noot is reg vir die lied en vir my stem. As ek met jou praat oor die natuur van God, en daar kom 'n alignment met wie God regtig is en my en jou verstaan van hom, is dit wat gebeur met my en jou lewe. Jy's gered. Jy ken die woord, jy was dalk in sonnaskool gewees, maar ons het 'n klomp goed gewoond geraak en nou het ek gewoond geraak om my lewenslied op C te sing. Terwyl God se hart is dat my lewenslied moet gesing word op G. Want dis waar ek op my beste funksioneer. En dan kan ek sing, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U? Hoekom? Ek het op die regte frekwensie gekom. En wanneer ons praat oor die natuur van God, dan sê ek nie, jy is ongered nie, ek sê jy mis uit. Want jy's net nie by daai plek waar jy optimaal funksioneer, waar ten spyte van wat rondom jou gebeur, kan jy sing, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoekom? Want jy het hom raak gesien. Hebreërs 11 vers 6 wil ek graag hê. Jy moet saam met my 'n sekonde daarna toe blaai. Sien, as ek vir Tarien vra, sing jy, O Lord my God, dan gaan sy dalk 'n ander noot. Jy's 'n alt, Tarien. Gerrit sing bas. Die note gaan verskil. Die uitdaging is ek en jy moet uitvind waar, wat, hoe. En om God se natuur te verstaan is regtig soos om 'n eenvoudige taal sweet spot te kry, waar ek hoor, sien, beweeg, en dit is mooi en lekker en goed. Hebreërs 11 vers 6. Jy weet dat ek het al soveel keer gesê dat
ons vat nie 'n vers en dan bou ons 'n leerstelling daar rondom nie. Want woord interpreteer woord. Michael, ek gaan so klein bietjie hiernatoe staan, dan kan ek jou sien. Ek koes nou al die pad hier rondom Andre, dan sien ek vir Michael, dan sien ek hom nie. Woord interpreteer woord. Oorspronklike taal is belangrik, konteks is belangrik. En in hierdie reeks sit ek daai 4de element rondom skrifinterpretasie wil ek bysit, want dit is uiters belangrik hoe ek die woord sien en Jesus sien in die konteks van dit wat op Golgotha gebeur het. Want ek en jy weet dat alles het absoluut 100% verander toe Jesus op daai kruis is, toe hy sterf en sê dis volbring en toe hy op die 3de dag opstaan, sy Heilige Gees, alles het verander. God relate totaal anders met die mens nou as wat hy voor die kruis gedoen het. En dis ek en jy wat net op die regte noot kom. Ek gaan weer teruggaan as jy my verdra na 4 weke terug se opmerking toe, die analogie rondom Jakob wat op die heup geslaan word. En ek mind nie om hierdie te herhaal nie, want dit is belangrik dat ons dit verstaan, want jy moet asseblief, as dit nou nie indiskreet wees nie, sou ek op my knieë gestaan het nou net hier, jy moet asseblief vir die res van jou lewe, enige iets wat iemand sê oor God, enige iets wat jy dink oor God, meet aan sy, en hierdie is daai 4de element, liefdeskarakter. Liefdeskarakter. Moet nooit dink, as jou kind siek is, God het jou kind siek gemaak nie. Teen sy liefdeskarakter. As dit moeilik gaan in jou besigheid, moet nooit dink dat God straf jou nie. Dis teen sy liefdeskarakter. Want God is altyd 100%, sonder twyfel, onveranderlik, net goed, goed, goed. Een van die elemente wat ek toe nou raak lees, nou dink ek in hierdie ding, ek kan nie 'n skrif vat, en toe besef ek dat hierdie is net so 'n stukkie van, dis wie God is, en dit help my om te verstaan, dit bring my dan na die regte noot toe. Nou moet ek vir jou sê, ek moet nou van hierdie huishoudelike, persoonlike goed vir jou vertel, net om so 'n bietjie perspektief te gee. Jare terug, toe sê iemand oor kinderopvoeding, jy moet nooit 'n kind betaal wanneer hy sy taakies verrig nie. Nou ek was een van daai, ek het die huishouding probeer bestuur. Man, en ons het charts opgehad met sterretjies, en as jy dit, gaan jy sakgeld kry, en die en daai. En hierdie ou sê toe nou, man, as jy 'n kind leer om vir rewards te werk, wanneer hy groot is, sal hy enigiets doen ter wille van geld. Verstaan? Want jy skep daai ingesteldheid by hom, daai reward and punishment system is so in hom ingegrafeer, dat hy verstaan, as ek iets doen, daar's 'n reward saam. Gustav sê dit in perspektief, hy sal vir geld tot 'n bank beroof dan as hy groot is. Want het geleer, I'll do anything for money, man. Toe hou ek op daarmee. Besef, karakter is belangriker. Renée het in elk geval my mooi gehelp om die seuns op hulle tone te hou. Sy het haar deur so oopgemaak sê, kyk hoe lyk julle kamer. Maar sê, maak skoon julle kamer, want maar niks gesê nie. Die gemors is, soms is ons so bang vir straf, dat ons doen goeie goed, en dan dink ons, okay, nou is ek veilig. En die hartseer is dat daai goed translate na ons verhouding met die Here toe. Gustav, sê jy ons het 'n lisensie om verkeerd te doen? Nee man, as jy God se liefde ontdek het, dink jy vir een oomblik dat die mens wil moedswillig verkeerd doen? Nee! Jy is psigopaties, patologies as jy so dink. Inteendeel, die teenoorgestelde is die waarheid. Want nou kom ou Paulus, een van die slimste ouens wat ek ooit van gelees, en nou sê, as ek die goeie wil doen, o maar genade, dan is die kwade by my. Hoe sal ek dan van hierdie vleesliggaam wat my so laat struikel, hoe sal ek van hom ontslaa raak? Dan antwoord hy in Romeine 7 se laaste, thanks be to God through Christ. So wanneer ek en jy droog maak en ons verwag straf, is die kort pad eenvoudig, kyk na Jesus toe en dan sê, o Here, help my.
Maar kom ons gaan Hebreërs 11 vers 6 toe en dan kyk ons so 'n bietjie agter die sluier na iets van die natuur van God. Ek lees vir jou 11 vers 6. Without faith, it is impossible to please and be satisfactory to him. For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and that he is the rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. So, selfstandige voornaamwoord, nou my Afrikaanse juffrou en Afrikaanse meneer, selfstandige voornaamwoord, die wat na God toe gaan moet glo dat hy is. Hy bestaan. En, hoor nou hier, dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Hoe soek ons God? Dis is, ek lewe eenvoudig net 'n lewe dat, man, God is present, ek wil hom behaag, dis 'n eenvoudige ingesteldheid. En ek dink almal van ons het daai ingesteldheid. Wat ek vanmôre vir jou wil beklemtoon is dat God sien raak wat ek en jy doen. En daai maak baie ouens bang. Onthou jy ou Bette Midler het gesing, God is watching us. Ek is seker daai song het 'n klomp ouens bang gemaak. Dink gou oor jou laaste week. Dink gou oor hierdie week wat verby is. En dan sê ek vir jou, God is watching you. Hoe voel jy nou? Jammer om jou te skok, hy watch jou nog al die pad. Hy kyk nog al die pad na jou en alles wat jy in die verlede gedoen het, ek is jammer, jy kan dit nie wegsteek nie. He knows about every little thing. Gustav, beteken dit hy is reg om my te straf? Nee. Jy het nog nie sy liefdeskarakter ontdek. Gustav, hoe kan jy so radikaal wees om iets soos dit van 'n kansel af te sê? Mense gaan ons nou net doen wat hulle wil, want hulle weet ons nou God se liefdeskarakter bepaal dat hy nie straf nie. Jy sien, in die eerste plek, ons definisie van straf en dit wat die woord praat rondom straf is totaal verskillende goed. Ons het die bal gemis met eenvoudige grammatika. En nou is die resultaat, ek en jy lewe met spanning en vrees, want sê nou net, dit wat nou met my kind gebeur is omdat ek iets in die verlede verkeerd gedoen het. Nee man. God is a rewarder of those who diligently seek him. As jy Deuteronomium 28 te blaai, ek gaan jou nie verveel met dit nie, ek wil net vir jou perspektief gee. So as jy, dis Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. As jy my sekonde verdra, ek moet hierdie vir jou perspektief sit. In die Ou Testament was die goeie goed wat God gedoen het in die mens se lewe absoluut verbind aan sy gehoorsaamheid. Die wet het gesê, as jy sal ek. In Deuteronomium 28 is die skriffondasie vir daai leerstelling. Die wet was absoluut 'n reward and punishment system. As jy goed doen, blessing. As jy iets verkeerd doen, kom ek lees gou vir jou. Deuteronomium 28 vers 1, ek lees uit die Amplified tyd. If you will listen diligently to the voice of the Lord your God, being watchful to do all his commandments which I command you this day, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And these blessings shall come upon you and overtake you if you heed the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, blessed shall you be in the field. Blessed is the fruit of your body, the fruit of your ground, the fruit of your beast, the increase of your cattle, the young of the flocks. Blessed shall be your basket, your kneading trough. Blessed shall you be when you come in, blessed shall you be when you go out. Dit cover just about alles van jou lewe en oral waar jy gaan. If you will diligently listen to the word of the Lord your God, you will be blessed. Pam, 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 pam. Wat het verander? Johannes 1 vers 16 wat Monique net nou gekwote het. Out of his fullness, out of who he is, we have received grace upon grace and blessing upon blessing. Weet jy waaraan hang die seën van die Here in jou lewe vas as 'n Nuwe Testament gelowige? Nie wat jy doen nie, wie Jesus is. Dis eenvoudige Nuwe Testament teologie. Dis nuwe verbond teologie. Jy kan daai blessings gaan lees. Jy kan nou verder gaan lees. Kom ek vat jou daartoe.
Vers 15 sê, if you will not obey the voice of the Lord your God, being watchful, dan kom al hierdie curses. Vers 16 cursed, 17 cursed, 18 cursed, 19 cursed. The Lord shall send curses, confusion and rebuke in every enterprise to which you set your hand. Dis vers 20. Until you are destroyed, perishing quickly because of the evil of your doings by which you have forsaken me. Liefdeskarakter? Klink daai soos die God wat Jesus, wat Hebreërs 1 vers 1 tot 3 sê, he's the very image of God. Klink dit soos dieselfde God wat gesterf het in my plek en in jou plek? Die een van wie die woord in Kolossense sê, dat hy elke skuldbrief wat jou vyandig gesind was, het hy vernietig op die kruis. Klink dit soos dieselfde God? Sal iemand saam met my stem, dat iets het ergens verander? Ek dink as ons verstaan dat God het ons lief, gaan ons anders begin lewe. Ek het jare terug 'n reeks gepreek, 4 temas. Clean up, grow up, wake up, show up. Een van die grootste ontwakings van my lewe was hier naby 42 jaar oud gewees. Toe ek 'n absolute diep conviction gekry het, nie iets wat iemand my geleer het nie, maar God die Heilige Gees wat in my hart met daai certainty gegee het. Jesus loves me. As jy dink nuwe wetgewing gaan die land verander. As jy dink nuwe reëls en regulasies gaan mense verander. Is 'n openbaring van Jesus het my lief wat jou onherroepelik verander en skielik lyk die lewe anderster. Ek moet jou saam met my na hierdie skrif toe vat. 1 Johannes 4 vers 16. 1 John, is klein Johannes hier heel agter, net so voor Openbaring. Gustav, hoe lyk die seën, hoe lyk die rewards van God dan in 'n mens se lewe? Hoe beloon God jou? Ek gaan nou daarby uitkom. Ek wil hê, terwyl jy 1 Johannes toe blaai, want ek wil net so oomblik spandeer rondom vrees. En hoe beloning en vrees in hierdie Nuwe Testament, hierdie Nuwe Verbond konteks, hoe dit saamloop. Hierdie gaan 'n oomblik wees wat ek wil hê jy moet na jouself kyk, net vir 'n paar sekondes. Ek wil nie jy moet reageer met 'n hand of 'n... Is daar enige iemand in hierdie plek wat vandag kan sê, ek het al goed gedoen vir God? As ek nou na my lewenspad kyk en iemand vra vir my, het jy al iets vir die Here gedoen? Kom ek gee vir jou 'n eenvoudige voorbeeld. Onthou die woord sê, as jy iets doen vir die handeklap van mense, dan jy klaar jou loon weg, want jou handeklap jy... Ek wil nie Alex van sy loon beroof nie. Ek sê een Sondagoggend vir hom, seun, jy pak elke naweek so getrou koffieshop tafels uit. Sy antwoord was eenvoudig, maar ek doen dit vir die Here en is lekker vir my. Soos jy sit vanmôre en ek vra vir jou, het jy al iets vir die Here gedoen? En ons weet nou, soms beteken dit, en laat ek hom net rephrase, soms beteken dit jy het iets vir mense gedoen. Van die Here het jou genudge, of die Here het dit op jou hart gesit, of jy het net gevoel, kom ek, en dan besef jy, okay, so as jy hier sit, en jy kyk na jou lewenspad, en jy sê vanmôre, Gustav genadiglik, ek kan na daai kyk, en ek kan sê, ek het al iets vir die Here gedoen. Is ek hier om vir jou te sê, God het dit raak gesien. Dat niks, wat jy ooit met die hart van Jesus vir mense, iemand, organisasies, kerk, boemelaar gedoen het.
het God nie raak gesien nie. En deel van sy goddelike natuur is eenvoudig hierdie, that he rewards those who does things. As jy vanmôre hier sit en jy wag nog angstig oor wanneer God jou gaan straf vir die goed van laasweek, laat ek net 'n bietjie perspektief gee. 1 Johannes, laat ek in my oë droog maak. I got leaky eyes, man. Ja. En een van daai ook. 1 Johannes 4 vers 16. As jy my verdra, ek wil net die goed nie haastig oor wees nie. Dis net 1 Johannes 4 vers 16. By this we come to know progressively, to recognize, to perceive, to understand the essential love that he has laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for those who are our brothers in him. Ekskuus, ek is by 1 Johannes 3. Ek moet 1 Johannes 4 vers 16. Vergewe, niemand help my reg nie. Ek lees 'n hele vers weg en julle los my stok en siel alleen. Op 'n Saterdag aand. In die woorde van David Kramer. Was dit David Kramer gewees daai? Ja. Dis hoe oud ek is. Hier's nou ouens wat sit en sê, wie's David Kramer? Wie sê die manne? Ja, vergeet dit. 1 Johannes 4 vers 16. God is love, ek lees die B gedeelte, and he who dwells and continues in love dwells and continues in God, and God dwells and continues in him. Daar is die hele preek op sy eie. Dat liefde is die manifestasie dat God binne in jou bly. Dit beteken in elk geval dan, as ons deductive analysis toepas, dat daar's baie ouens wat God bly glad nie in hulle nie. Hallo? Because I don't see love. As liefde die bewys is dat God binne in jou bly, dan beteken dit dat die afwesigheid van liefde beteken God is not there. Vers 17. In this union and communion with him, love is brought to completion and attains perfection with us, that we may have confidence for the day of judgment. Ek gaan net 'n oomblik daar stop. As jy die liefde van God ontdek het en verstaan dat Jesus, toe hy sê dit is volbring, het hy met alles gedeel wat skeiding maak tussen jou en God, dan het jy, soos wat die woord hier in 1 Johannes 4 vers 17 sê, confidence op die dag van judgment. Dit beteken dat alles en almal staan so voor die troon van God. Broekies bewe. Ek en jy kan daar staan en sê, I am in Christ. I have become the righteousness of God in Christ. Voor die oordeeltroon van God staan met confidence. Dis die krag van die offer wat Jesus betaal het. With assurance and boldness, hoorie, to face him. Ek weet nou nie of hier pa's en ma's is nie, maar hierdie is wat gewoonlik gebeur as kinders stout was. They hide their faces. Wie die pak chips slaag eet? Dis besig om uit te speel hier reg voor my. With assurance, boldness, to face him, because as he is, so are we in this world. Wanneer in vers 18. There is no fear in love. Dread does not exist. But full-grown, complete, perfect love turns fear out of doors and expels every trace of terror. Hoor hier. For fear brings with it the thought of punishment. As jy bang is vir straf, het jy nog nie die liefde van God ontdek nie. And so, he who is afraid has not reached the full maturity of love. As 3 tipes mense in die wêreld. Die wat God nie ken nie, totaal ver weg van hom af is. Dan is daar die wat hom ontmoet het, maar bang is vir hom. Dan is daar die wat sy liefde was so groot, en die openbaring van sy liefde was so groot in hulle lewe, dat hulle het geen meer vrees nie.
Wat sal jy doen as jy vir niks bang is in hierdie wêreld nie? Gerrit gaan nou sê, jy vat nou 'n kans. Ek het nog nooit my Harley gewheelie nie. Dink jy nie hy kan nie, Gerrit? Ek dink ook nie so nie, om eerlik te wees. Om eerlik te wees. Dit beteken nie ek wil nie probeer nie. Nou moet ek vir jou sê, om op die agterwiel te ry, lyk vir my bietjie risky. Wat ek wel aangedink het al, Nikkie, is om die voorbriek styf vas te trek. Né? Om so bietjie skuins te draai en te kyk of ek kan donuts maak met hom. En as ek 'n waarborg gehad het dat ek nie gaan val nie, het ek dit al probeer. Jumpy, wat sê jy, bro? Het jy dit al gedoen? Sê jy doen dit? Ek moet net eers kyk. Gelukkig ken ek 'n dokter. Ek moet net seker maak hy is naby en ek moet seker maak dat Aubrey is naby. Hier's baie, ek weet niks wat almal van jy ek hoor nie. Wat sal jy doen as jy geen vrees het nie? Sal jy jou eie besigheid begin? Want dit is, die Here het my lief en ek gaan my energie en my tyd hier insit and I'm just going to give it a go. Sal jy trou as jy weet ek hoef nie bang te wees nie because God's got me? Sê dit. Confidence. Knowing that I'm backed by heaven gives me confidence. Mag ek weer vir jou vers 18 net lees. There is no fear in love and dread does not exist. But full-grown, complete, perfect love turns fear out of doors and expels every trace of terror. For fear brings with it the thought of punishment. And so, he who is afraid has not reached the full maturity of love and is not yet, ek het hierdie nie net nou vir jou gelees nie, grown into love's complete perfection. Ek het hierdie 3 rosies so groot gemaak en altyd vir hulle gesê, of dit nou 'n skoolskoen is wat stikkend was, of wat ook al, was dit eenvoudig, never fear when daddy's near. Ja. Van die grootste voorregte was, nadat ek hulle nou al so groot gemaak het, was daar al 'n keer wat ek vir Andrei, so die mooi bil van 'n man wat hy is, het ek al vir hom, ek praat nie van hom as my skoonseun nie, het ek al vir my seun gesê, never fear when daddy's near. Ek het al vir Henry die voorreg gehad om te sê, never fear when daddy's near. Hoeveel meer God? As jy hulle vanmôre vra, het dit jou confidence gegee? Het dit jou hoop gegee? Het dit jou laat kalm voel? Het dit jou laat voel, I can face this thing? Is ek seker, hulle gaan vir jou sê, never fear when dad is near. Een van die mees roekelose goed wat in my opinie Divan ooit in sy lewe gedoen het. Hanko was bietjie meer konservatief en verrekend gewees. Hulle het 'n four-wheeler gehad toe ons op Beulah Park gebly het. En daai parkeerterrein daar agter was waar die 2 manne daai motorfiets gery het. Pa was slim. Hy het die verskoon my net, dis nou nie kanseltaal nie. Ek het die throttle limiter so bietjie toegedraai, dan gaan daar net bietjie petrol deur daai enjinkie. So dan kan ek die spoed reguleer, dan klink dit stadiger. Dan maak hulle beurte. Toe later ry hulle saam, dan bestuur die een en die ander een sit agter. Ek hou my naas. Op 'n stadium besef ek maar, hierdie motorfiets ry baie vinniger as wat ek dink hy behoort te ry.
As ek naby is, konservatief. As ek in die huis is, dan hoor ek hoe gaan hy ding. Raai wat kry ek in Divan se sak? 'n skroewedraaier om die throttle oop te draai, dan draai hy hom oop. Het julle 2 daai dag pak gekry? Inteendeel, ek was vet trots op hulle. Dat seuns sulke wonderlike inisiatief in die dag kan lê, en dat hulle nie bang is om so dwars deur 'n draai te gaan met 'n motorfiets nie. Ek was as 'n pa vreeslik trots geweest. Ek dink God kyk soms na my en na jou. En dan wil hy sê, haal net so 'n bietjie die beperkings van jou lewe af en draai daai motorfiets spreekwoordelik se oor. En dan lewe jy net voluit. Die grootste tragedie dink ek van die lewe is as ons nie voluit lewe nie. As jy 70, 80, 90 is, verskoon my, ek vind nou niemand hier of aanlyn nie. Maar as jy dalk 80 jaar oud word en jy voel, daar's nog soveel in my lewe wat ek wou doen en ek het nie. Nee, wat? Hoe beloon God my en jou? Die loon van God, as hy dan 'n rewarder is, hoe beloon hy my en jou? 3 maniere. In die eerste plek, God beloon jou en my met geestelike realiteite in my alledaagse lewe. Spiritual realities. Net die feit dat ek en jy hier kan sit en kan sing, all I need is you, Lord, beteken dat deur sy Heilige Gees het ek en jy by 'n plek gekom waar jy so genuine kan wees dat jy kan sing, Here, U is al wat ek nodig het. Dis 'n geestelike gift. God het jou 'n reward gegee. En nou sê jy in hierdie spasie waar jy hierdie ervaring het van, ek onthou die dag wat Michael gedoop is. Ek onthou ook baie gesprekke wat ons gehad het in die laaste 3 jaar, 4 jaar. Waar die verandering wat God in sy lewe gebring het, merkbaar is. Weet jy wat is een van die, kom ek bring hom hierna, as jy iets vir God gedoen het, dan sien God dit altyd raak. Kom ek bring dit hierna toe. Weet jy wat is vir my die een maatstaf van mense wat 'n veranderde lewe het en mense wat nie het nie? Die wêreldling daar buite, wat God nie ken, God nie ontmoet het nie, lewe absoluut net vir homself. Die kind van die Here, die ou wat sy hart verander is, kom by 'n plek skielik waar jy besef, maar jy nou maak ander mense vir my saak. Hoekom? Want God sit jou in daai plek waar jy kan doen uit liefde, en dan sit jy jouself in daai plek deur te doen uit liefde, waar hy jou kan reward uit liefde. Dis nie, as jy sal ek jou seën nie, dis omdat jy dit gedoen het, ja, nou gaan ek jou bless. En kyk vanmôre vir Divan, agter die dromme, ek wou net met jou oogkontak maak, toe jy een van daai fenominale goed weer doen op die dromme. Ek weet, nou wil ek vir hom kyk, julle het gesien al ek doen dit, né? Ek staan so skuins by die mikrofoon, dat ek kan aanhou sing, maar ek kan hom ook sien. Nou wil ek vir hom sê, lekker, mooi. Weet jy wat doen hy? Hy sit met sy oë toe, en hy sla daai dromme. Salig onbewus. Van pa wat wil sê, hey, mooi. Maar so bewus van God, wat 'n werklikheid is. Efesiërs 6 vers 8, laaste skrifverwysings. Ek het nog 3, 4 skrifverwysings, maar ek gaan dit nie, dis net too much. Ephesians 6 vers 8. Ek wonder of jy terwyl jy hier kan sit, saam met my 'n hart skuif maak. As die eenvoudige vraag nou is, hoe diensbaar was jy vir God en vir sy koninkryk tot vandag toe?
En jy moet jouself op 'n skaal sit van argumentsondalwe 1 tot 10. Vanmôre hoor jy dat deel van God se natuur is dat hy is 'n beloner. Nou onthou, Dawid, ons lees daai verhaal van Dawid en Goliat en dink ons, hierdie ou was braaf geweest. Ek wil hê jy moet onthou dat hy het 3 keer gevra, wat is die beloning nou weer vir die ou wat hierdie reus verslaan? He was into it for the rewards, man. Hy het die koning se dogter gesien. Onder andere het die koning gesê dat die man wat die reus verslaan sal nooit weer belasting betaal nie. En die koning het die belofte gegee, ek kan met my dogter trou. Hoekom dink julle speel Andrei al soveel jare faithful die gitaar in die kerk? Ek het hom beloof, you play the guitar, you get me daughter, man. Nee, ek lieg vir julle. Sy het gesê, hy is die mooiste ouetjie in die sonnagskool. Toe sy nog 'n klein dogtertjie was. Reg for real. Henk en Wendy was witnesses in daai seisoen gewees. David sê, what's the reward? Ek wil nie met vanmôre sê, what's the reward nie. Die beloning is geestelik. Die beloning is soms fisies. Ek praat van Divan. Ek soos die meeste van julle het al iets vir God gedoen. Vanmôre kyk ek na my seun en ek sien God se hart en ek sien hoe hy aanbid. En ek kan in 'n oomblik dit verreken en sê, ten spyte van al my mess-ups, het God in sy groot genade my beloon met kinders wat die Here eerste liefhet. Yes. Gustav, weet jy weet nie waar is my kind? Nee, vergewe my, dit was nooit. Ek praat van my lewe, het God in sy goedheid my beloon, genade aan my bewys, en een van die fisiese seëninge wat ek beleef is, dat my kinders dien die Here. In die derde plek is die loon van God. When God rewards you, it's also eternal. It's not passing, it's not fading. Die woord sê, jy sal 'n kroon ontvang, wat nie, you'll receive a crown of glory that, wat hulle dit? That fadeth not. Julle tannies met die jewelry lappies, wat doen jy met jou juwele so nou en dan? Haal hulle uit die laai uit, vryf hulle. Die woord sê, dat God sal vir jou 'n kroon gee, wat nie dof word nie. Ek dink daar's een van 2 mense vandag in die kerk, nou, na hierdie in die kerk. Daar's of ouens wat hier sit en sê, Here, ek het opgeoffer, en ek begin raak sien, that God is a rewarder of those who diligently seek me. Dan sal ook ander ouens wat hier sit en sê, ek gaan 'n nuwe commitment maak, ek gaan God net op 'n nuwe manier begin dien, want ek weet, God sien raak, wanneer ek iets vir hom doen. So ek wil nou nie met jou hand opsteek nie, ek wonder of jy net in jou hart wil 'n voorneme maak, saam met my en sê, I'm going to serve God, because I know, whatever I do for him, he doesn't forget about it. Efesiërs 6, vers 8, laaste skrifverwysing. Gustav, hoe kan ek God dien? Hoe kan ek die Here serve? It's amazing that Jesus sê, toe ek dors was, niemand vir hulle my water gegee nie. Toe ek honger was, het niemand vir my. Maar dan gaan ons 'n bietjie verder en dan borduur hy daarop dat as jy iets vir iemand anders doen, net jy dit by implikasie vir hom gedoen. Nogal interessant. Sien, ons dink as ons iets vir mense doen, dan doen ons dit vir mense. Nee. Weet jy dat die woord sê, die wat vir die armes gee, leen aan die Here. En God is geen mense skuldenaar dat hy hom nie sal vergelde nie. Afrikaanse ou vertaling. Ek kan imagine, ek ken nog die ou vertaling in my kop uit ook. Nie bad nie. Efesiërs 6 vers 8.
knowing that for whatever good anyone does, he will receive his reward from his employer, whether he is a slave or free. Nee. Knowing that for whatever good anyone does, he will receive recognition from the pastor. Knowing that for whatever good anyone does, he will receive his reward, and he will be an Instagram influencer. For crying out loud. Knowing that for whatever good anyone does, he will receive R1 million for every good deed. Nee. Knowing that for whatever good anyone does, he will receive unspecified his reward from the Lord. Ek dink, ek kyk na 'n klomp mense wat hulle self deur diensbaarheid vir jare opgeset het, dat jy nou by 'n plek is waar God jou kan en wil beloon. Gustav, hoe gaan dit lyk? Sommige van daai belonings gaan geestelik wees. Sometimes God's reward is natural. And God will just bless you, man. Jy's net in 'n goeie season. But sometimes it's also eternal rewards, waar jy weet, die ewige lewe het reeds vir my begin. Sien, die ewigheid wag nie vir my nie. Die ewige lewe het begin, toe ek in April 1994 pastoriekind of nie, toe ek regtig tot bekering gekom het. Toe het ek reeds uit die dood uit in die lewe ingestap. My eternal reward is, I will spend eternity with him. Vir nou, dra ek my suit en my disk en bril. En ek kan sê, ag, die Here is goed vir my. Dis 'n lekker suit hierdie. Ek kan na my kinders kyk en sê, God is rewarding me for surviving parenthood, and now I'm gonna be a oupa. Jy weet, paas en maas, dat die beloning van ouerskap is, jy word 'n oupa en ouma, jy word ge-upgrade. Ek wil jy met 'n oomblik na jou lewe kyk net, sal jy saam met my jou oë sluit, en dan moet jy dink aan die wonderlike mooi goed wat in jou lewe is vandag. Die lekker goed. Mag ek jou in trierad sit net 'n oomblik. Kom ek vertel gou vir jou iets van stunting. Weet jy wat is stunting? So enige iemand hier wat weet wat is stunting? S-T-U-N-T-I-N-G. Toe ek die woord leer hierdie week, toe besef ek ken persoonlik niemand wat dit ervaar het nie. Stunting is wanneer 'n kind as gevolg van malnutrition in sy vormingsjare van geboorte tot op 3 jaar ondervoed is en dit sy fisiese ontwikkeling beperk. So die brein ontwikkel nie, die liggaam ontwikkel nie. Hy kan 7, 8, 9 jaar oud was en die resultaat van ondervoeding oor 'n lang periode het sy fisiese ontwikkeling en intellektuele ontwikkeling beperk. Ken jy enige kind wat onderontwikkel is as gevolg van ondervoeding oor 'n lang periode? Weet jy, bevoorreg is jy? Dit beteken jy is omring deur ryk mense wat nog nooit oor 'n lang termyn ondervoed was nie. Weet jy hoeveel kinders in Suid-Afrika se akademiese prestasies en fisiese ontwikkeling het hulle in 'n kategorie geplaas waar hulle as stunted children bereken word? Drie uit 10. 2024 statistieke.
Hulle het alweer die slaagsyfer verlaag. Ja, want ons het miljoene wat oor 'n lang periode ondervoed was en fisies nie ontwikkel het nie. Daai laat jou 'n bietjie anders dink oor die braaivleis wat jy Vrydag aand geëet het. Gustav, waar is die rewards van God in my lewe? Hallo man. Jy sit hier aangetrek. Almal hier het die prospek daarvan om vanmiddag iets te eet. As jy nie eet nie, sê vir my, dan vat ons jou saam met ons Roadhouse toe. Ons gaan Sunday lunch doen. God has been rewarding you all along. Kom ons sluit saam met my jou oë vir 'n oomblik. Ek wil graag hê met hierdie is eenvoudig dit. Vir die volgende 90 sekondes is dit ons gratitude oomblik. En ek wil hê jy moet area vir area na jou lewe kyk. Na jou werksplek, na jou persoonlike gesondheid, na jou inkomste, na jou geestelike seëninge, die feit dat jy kan sit en sê, ek is gered, Jesus het my sonde weggewas. Dis 'n ongelooflike seëning wat jy beleef en ervaar. Die feit dat jy vanmôre hier deel kan wees van 'n liggaam wat mekaar en Jesus liefhet, voorreg. Die vraag is nie vandag, wanneer gaan die Here my seën nie? Die verklaring is, kyk hoe geseënd is jy. See how God has been rewarding you all along. Gustav, op grond van my eie verdienste? Nee. Dis wat Jesus gedoen het. En toe, wanneer jy gereageer het en uit liefde uit gedien het en gegee het en gehelp het en ondersteun het, God het al daai goed raak gesien. He saw it all along. En eendag gaan ek en jy voor die troon van God staan. En ek weet nie hoe ons gaan funksioneer in daai tyd nie. Ek weet nie hoe ons geheue presies gaan wees nie. Maar ek wil God vertrou hiervoor, dat as jy die dag voor die troon van God staan, as die ewigheid soos 'n film voor jou afspeel, as hierdie ou wêreld soos 'n ou mat opgerol word, en jy hoor God se woorde oor jou sê, well done, good and faithful servant, dan wil ek hê jy moet hierdie oggend onthou, waar jy gehoor het, those who go to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. You see, it's not seek the reward, it's seek Him. Soek Hom, en in jou ontdekking van Hom as 'n God wat reward, dan doen en gee en serve en lief jy net meer en meer en meer en meer. And you don't expect rewards, you enjoy rewards. So when He says, well done, good and faithful servant, I have appointed you over little, but I will entrust much to you. Dan kan jy dan sê, al my effort was worth it. Listen to this old song. Dial it down a little if you may. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him,
the sweeter he grows. Ek sê dit vir jou sodat jou hart mens, daai innerlike mens wat nuut gemaak is deur Heilige Gees, daai een wat vry is, daai een wat Heilige Gees vir jou hier in jou diepste van jou hart gesê het, jy is 'n kind van God. Ek sê dit vir jou vanmôre, maar ek sê dit ook vir jou natuurlike oortjies. Dien die Here. Dien die Here voluit. En dan hou jy jou oë oop, en jou hart oop, en jou hande oop, vir hoe hy jou beloon, vir dit wat jy vir hom en vir sy koninkryk doen. Here, vanmôre bid ek vir my vriende hier. Sommiges is op 'n nuwe journey, waar diensbaarheid en liefde en omgee 'n wonderlike goddelike nuwe ervaring is en deel is van hierdie seisoen. Ander dien en gee en jare lank. Help ons vanmôre dat ons hierdie van u natuur sal raak sien. That God is a rewarder. Here, daar buite in die wêreld hierdie gesegde, no good deed goes unpunished. Hulle het nog nie ons God ontdek nie. Hulle verstaan nie dat hy sien en hy kyk met ander oë nie. Vanmôre bid ek dit, hierdie vriende van my sal ervaar en sal getuig dat die loon van die Here op my lewe is mooi, is goed, is wonderlik. In Jesus naam. Amen.